Eendag, lang gelede, was Stompie en Sterkie in die woud, hoog in die boom, besig om te kyk na die wonderlike mooi sonsondergang. Maar hierdie son was geblok deur verskriklike groot donderweerwolke wat flits en blits. En hulle twee kon nie die son sien ondergaan nie, maar hulle het wel die weerligflitse gesien. Gou het hulle afgeklim en die huisie gaan wegkruip en daar was 'n verskriklike storm gewees en hulle vra vir hulle pappa: "Pappa, wat is weerlig? Wat maak daai verskriklike harde geluide en daai lig?" Wow, daai pappa het gesê, wel, weerligte is maar net 'n kwaai reënboog. Wat? Ek wil so eene vang. Hulle het daar die volgende dag vir Strikkie vertel van weerligte. Weerligte is eintlik net kwaai reënboog. En sy sê, ek wil 'n reënboog vang. En Stompie en Sterkie sê, nee, ons wil 'n weerlig vang. So nou moet hulle plan maak om 'n weerlig en 'n reënboog te vang. Hoe gaan hulle dit regkry? Hulle gaan nie. Wel, Strikkie was verskriklik slim. Nou sy se dogtertjie Apie. Sy lees verskriklik boeke, sy slim, sy werk net hard. Sy is baie goed in wat sy doen. Stompie en Sterkie, hierdie tweeetjies wil altyd speel. En goeders gooi en breek en van goeders af spring. En partykeer het Strikkie dit saam met hulle gedoen. Maar hierdie een keer het hulle besluit om saam te werk. Om te leer om 'n weerlig te vang. En dit te bou. Saam as 'n span. Strikkie het gelees in 'n boek en gesê, as 'n mens 'n weerlig kan vang, gaan die hele woud se ligte brand vir 'n jaar lank. Dit is hoeveel elektrisiteit in 'n weerlig is. So beteken dit, 'n vriendelike reënboog kan dieselfde doen, maar die mense het niks gesê van 'n reënboog nie. Miskien as jy reënboog vang, sal jy al die prentjies in die wêreld kan verf met net daai kleure. Wie hou van kuns? Wie hou van goeders bou met elektrisiteit? So dit klink vir hulle soos 'n plan. Hulle moet dit regkry, gaan hulle weerlig kan vang en 'n reënboog. Nee. Sy lees in die boek, hoe vang 'n mens 'n weerlig? 'n Mens kan nie, niemand het dit ooit reg gekry nie. Nee! Vir papa's gaan vra, maar die papa sê, ons het nog nooit 'n weerlig gevang nie. Terwyl Stompie, Strikkie en Sterkie kyk rond en hulle sien, daar op die koppie is 'n groot swart klip. Daai klip word altyd raak geslaan deur weerlig. Hulle is seker daarvan, hy is mos die hoogste. Weerlig slat mos die hoogste punt raak. Langs die klip is 'n waterval en altyd by die waterval is 'n reënboog. So Stompie, Sterkie en Strikkie het gedink, die weerlig is 'n kwaai reënboog wat op die klip uitspring. En dan vir 'n jaar lank is daai reënboog na die reën, as die weerlig geslaan het, is daar reënboog in die waterval. So reënboog en weerligte is dieselfde goed, wel. Stompie en Sterkie en Strikkie gaan kyk by die waterval en hulle besef, agter die waterval is 'n grot. Die weerligte bly in die grot. Hulle gaan kyk daar binne. Ons het hierso die goud gekry wat gloei in die donker en die klip en die diamante. Die weerlig slaan die klip, gaan binne in die diamant en goute in. En in die dag is dit uit as 'n reënboog buite die grot. Klink dit vir julle of dit kan werk? Kan dit so wees? Wel, dadelik het Stompie en Sterkie gegaan en hulle het 'n botteltjie binne-in daai grot neergesit. Want as die weerlig weer slaan, gaan hy die klip tref, as die weerlig in die grot inkom, dan gaan dit in die botteltjie gaan en dan is die botteltjie vol weerlig. Dan gaan hulle die propjie opsit. Tada, dan het hulle weerlig. Binne in hierdie botteltjie wonder hulle, moet ons ietsie insit? Nee, sê Klippie. Sê Stompie, dit gaan net so werk. Strikkie is soos,
Kom ons vat een van die swart klippies op die berg, ons sit hom in die botteltjie. Dan kyk ons wat gebeur. Wel, hulle maak daai botteltjie, 3 botteltjies, sit hulle elke een 'n klippie in. Hulle sit dit binne in die grot en hulle wag. 1 slaapie, 2 slaapie, 3 slaapies. Dit reën maar as niks weerlig nie. Op die 7de slaapie kom daar weerlig en hulle kyk daai aand by elkeen by hulle kamervenstertjie uit en hulle sien hoe slat die weerlig daai klip. En vir die eerste keer sien hulle die klip gloei in die nag. Wow! Die volgende môre kon hulle nie wag om na die grot toe te gaan nie en toe hulle inhardloop, kyk hulle aan die botteltjie en elke botteltjie het 'n klippie in wat gloei. Hulle het weerlig gevang. Jippie, hulle sit die dekseltjie op. En hulle vat daai klippie, daai botteltjie huis toe. En net toe hulle wegloop by die waterval sien hulle die weerlig en hulle weet, hier is die weerlig gevang. Daai klippie het 'n jaar lank 'n liggie gemaak in hulle huisies. En hulle was die eerstes wat die weerlig gevang het. Hulle is super slim. En dit is vanaand se storie.